Goeiedag en baie welkom by Tabernaduis se aanlyn diens. Ons is in die tweede week van 'n reeks wat ons sê ons is gemaak om God te aanbid. En vandag wil ons so 'n bietjie praat oor die stikkende aanbidder. Verlede week het ons gesien dat ek en jy as mens geskep is vir aanbidding. Ons is gemaak om God se heerlikheid te weerspieël en hom te verheerlik in alles wat ons doen. Ons het gesê aanbidding is nie net 'n opsionele deel van ons lewens of van ons bestaan nie. Inteendeel, dit is die kern van wie ons is. As ons eerlik is, moet ons erken dat hierdie beeld skade gekry het. Die Bybel leer ons dat die mens nie opgehou het noodwendig om God te aanbid nie, maar ons het net begin om die verkeerde dinge te aanbid. En dis hoekom ek ons stikkende aanbidders noem. Die sondeval het van die mens stikkende aanbidders gemaak. Kom ons lees Romeine 1 vanaf vers 21. Paulus sê ja, hulle het 'n godsbesef gehad, maar tog het hulle hom nie as God geëer, of hom dankbaarheid betoon nie. Inteendeel, hulle het vir hulle self allerlei belaglike voorstellings oor 'n godheid begin maak, en hulle verdwaasde harte het heeltemal toegeslaan. Alhoewel hulle daarop aanspraak maak dat hulle danig slim is, het hulle in werklikheid heeltemal in dwaasheid verval. In so mate dat hulle die verering van die onsterflike God met afgode vervang het, wat sterflike mense en voëls en diere en slange uitbeeld. Vers 25. Hulle het immer so ver gegaan om die ware kennis van God te verkwansel vir die leuen en God se handewerk te vereer en te dien in plaas van die Skepper self, die God wat vir ewig geprys behoort te word. Amen. Sonde is eintlik valse aanbidding. Ek verruil God wat aanbid moet word vir allerhande afgode. In plaas van om my hart, tyd, liefde aan God te gee ek dit nou aan plaasvervangers. En ons noem dit sonde. En hier is die eerste punt wat ek maak. Misplaaste aanbidding is niks anders as afgoderry nie. In ons gedeelte in Romeine 1 sê Paulus dit eintlik baie treffend. Hy sê, hulle het God geken, maar hulle het hom nie as God geëer nie. Met ander woorde, dis nie dat ons nie weet wie God is nie. Ons aanbid hom net nie as Here nie. Aanbidding van die Skepper word vervang met aanbidding van die skepping. Die Skepper word nie meer aanbid nie, die skepping word aanbid. Ons is geskep om hom te aanbid. Maar ons draai ons aanbidding na die dinge wat nie ons dors kan les nie. Ons sien hierdie misplaaste aanbidding duidelik in die gebeure daar in Eksodus 32, en jy ken die verhaal van die goue kalf wat die volk gemaak het. Terwyl Moses op die berg saam met God is, raak die volk ongeduldig. En hulle sê vir Aaron, maak vir ons 'n God wat voor ons kan uitgaan. Eksodus 32 vers 8 lees ons, hulle het vir hulle 'n kalf gemaak wat hulle aanbid en waarvoor hulle offer. Hulle wou iets hê wat sigbaar is, tasbaar is, voorspelbaar was. Hulle wou nie wag op God nie. Hulle wou hom vervang met iets wat hulle kon beheer. Onthou jy ons reeks oor torings en tempels? Hulle wou vir hulle torings bou, in plaas van om 'n tempel te wees, waardeur God se eer en heerlikheid verkondig word. Moses noemde daar in Eksodus 32:31 'n groot sonde. Maar dan gaan hy en hy pleit by God om genade vir hierdie stikkende aanbidders. Hierdie mense wat God se eer gevat het en dit vir iets of iemand anders gegee het. Hier is punt nommer 2. Afgode maak altyd van jou 'n slaaf. Afgode is so bedrieglik. Hulle beloof baie, maar hulle lewer niks nie. Hulle beloof vir jou sekuriteit, maar dan bring hulle vir jou vrees. Hulle beloof vir jou identiteit, maar hulle steel jou ware self.
Hulle beloof geluk, maar laat hulle jou leer as van tevore. Petrus skryf in 2 Petrus 2:19, hy sê, hulle beloof vryheid, maar is self slawe in diens van korrupsie. As iets jou in sy mag het, is jy mos sy slaaf. Dis eina woorde wat Petrus sê. Dit begin as iets wat ek beheer, word gou iets wat my beheer. Geld byvoorbeeld sê vir jou, ek sal jou veilig maak. Sukses sê vir jou, ek sal aan jou waarde gee. Sosiale media sê vir ons, ek sal jou laat voel jy is goed genoeg. Maar dis nie lank nie, dan is dit nie meer waar nie. Hoe meer ons hierdie gode dien, hoe meer eis hulle van ons. Dis hoekom Paulus sê in Romeine 1, dat God die mens dan uiteindelik oorgee aan sy eie hartstogte. Ons sien dit in 'n gemeenskap, in 'n samelewing waarin ons leef. Ons word slawe van dit wat ons aanbid. Psalm 115 in die Nuwe Lewende Vertaling sê, hulle afgode is van silwer en goud, deur mense hande gemaak. Vers 8 sê, hulle maker sal net soos hulle afgode wees, en so ook almal wat op hulle vertrou. 'n Slaaf verloor sy reg. Hy verloor sy reg op tyd, want sy tyd word gesteel. Dink aan sosiale media, hoe steel dit jou? Hoe steel sonde? Jou afgode, het sy dit nou jou werk, jou sport, jou stokperdjies is, dit steel jou aanbiddingstyd. Jou meester bepaal wat jy met tyd doen. As jy 'n lewelose God aanbid, word jy self leweloos. Dit gaan dood hier binne in jou. Maar as jy die lewende God aanbid, dan word jy lewendig hier binne. Ons word altyd soos wat ons aanbid. Dis wat die Bybel ons leer. Hier is my derde en laaste punt. Jou aanbiddingshart word slegs bevredig as jy die enigste ware lewende God aanbid. Ons is ontwerp, ons het dit laasweek gehoor, en ons is gemaak om God te aanbid. Niks anders bring vir jou en my bevrediging nie. Dis hoekom Jesus vir die Samaritaanse vrou daar by die put sê, in Johannes 4 vers 13 en 14, Jesus antwoord daar, hy sê, elkeen wat van hierdie water drink, dis nou die putse water, hy sê, jy sal weer dors word. Maar wie egter van die water drink wat ek hom gee, wat Jesus gee, sal nimmer as te nooit weer dors word nie. Die water wat ek vir hom gee, sal 'n fontein in hom word, waarvan die water vir altyd sal bly opborrel. Jy sien, sy en ook mensdom het gesoek na liefde, sekuriteit, aanvaarding en verhoudings. Maar Jesus sê, ek is die enigste bron wat jou dors kan werklik verlig en les. Dis presies wat ware aanbidding doen. Dit bring ons terug na die bron toe. Wanneer ons aanbid, word ons herinner, ek self is nie die sentrum, die middelpunt van my eie lewe en my eie bestaan nie. Ek is gemaak om in 'n verhouding te leef met my Skepper. En net daar, in sy teenwoordigheid, daar kom vind ek rus. Aanbidding gaan meestal oor 'n offer wat ek bring. Dit gaan 'n offer vra. Onthou jy Abraham se storie, wanneer Abraham sy seun Isak moet gaan offer, dan sien hy dit as 'n daad van aanbidding. Daar in Genesis 22:5 sê hy vir sy knegte, bly net 'n bietjie hier by die donkie. Sê Abraham vir sy slawe, ek en die seun sal 'n entjie verder gaan, ons sal daar aanbid en dan terugkom. Sy aanbidding kos hom 'n prys, dalk selfs die lewe van sy seun, ons weet God het voorsien. Verbeel jou vir 'n oomblik, jy's op 'n skip op see, daar's geen skuiling teen die son, jy's warm, jy's gedehidreer, jy word dors, en om jou is daar oral seewater, dis yskoud en is so aanloklik, en jy skep 'n handvol en jy drink, en dan is dit sout, en dit brand jou keel, en uiteindelik maak dit jou siek. Dis hoe afgoderry werk. Dit lyk aanloklik, dit lyk verfrissend, maar dit vergiftig jou siel.
God alleen gee lewende water wat dors van die menslike hart kan les. Net God kan. Sonde is nie bloot om verkeerde dinge te doen nie. Dit is om die verkeerde dinge soms te aanbid, om nie God nommer 1 te maak nie. Ons is almal gemaak om God te aanbid, maar ons aanbidding het stikkend geraak, as gevolg van ons menswees en ons sonde. Die goeie nuus is, Jesus het gekom, om stikkende aanbidders, soos ek en jy, weer heel te maak, om ons te herstel. Hy bring ons terug na die plek, waar ons harte weer kan sê, Here, U alleen is waardig. Kom ons laat die Heilige Gees toe, om ons te begelei, om God weer sy regmatige plek te gee, sodat ons kan leef, kan werk en kan aanbid, as mense wat weet, ek is geskep om God te verheerlik. Ek wil, soos ander Sondae in hierdie reeks, net vir jou praktiese toepassing gee. Nommer 1, identifiseer bietjie die moderne afgode in jou lewe. Dalk is dit sukses, geld, besittings, prestasie, my kinders, my vrou, my man, my beeld, dalk jou bediening, dalk selfs jou bediening, dink daaraan. Vra die Heilige Gees om vir jou uit te wys, watter dinge het God se plek begin inneem in jou lewe. Nommer 2, vat hierdie goed en lê dit voor God neer. Bely dit eerlik. Moenie probeer om verskonings te maak nie. Sê, Here, ek het U plek verruil vir iets anders. Vergewe my. En dan die derde ding, herstel jou fokus van aanbidding. Begin elke dag met aanbidding. Nie net as 'n ritueel nie, maar herfokus jou hart. Sê, Here, U is die bron van my lewe. U is die rede van my bestaan. En ek wil vandag hê, my hele lewe, alles wat ek doen en sê, moet aanbidding voor U wees. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U Gees vir ons gegee het om ons in die waarheid te lei. Jesus, dankie dat U gesterwe het om vir my wat 'n stikkende aanbidder was, wat my fokus op die wêreld en in plaas van op die Skepper, op die skepping gesit het, dat U my daarvoor kon vergewe het en my vrygemaak het. Nou bid ek, Heilige Gees, help vir my en elkeen wat hierna kyk en luister, om Jesus die middelpunt te maak, om God almagtig en Hom alleen te aanbid, in gees en in waarheid. Seën elkeen wat hierna luister, in Jesus se naam. Amen.